So wat doen hierdie drome regtig aan ons? Hierdie droomwêreld wat ek in jou ingaan om te probeer uitsif, dit wat positief, negatief, dit wat haalbaar is, nie haalbaar is. Die droomwêreld wat ons emosies neutraliseer, negatiewe emosies kalm maak, sodat ons kan dink waar ons dink. Soos wat ons begin uitsif, begin ons 'n waardesisteem kry. Ons begin voel ons identiteit het 'n waarde. Wie ek glo ek is. Wie ek glo God my geroep het voor. En hoe weet ek dit? Want ek het vir God 'n rigtinggewer gegee, wat hy openbaring na openbaring na openbaring na my toe begin bring en sê, Andries, dis wie jy is. Dis waarvoor ek jou geroep het. Dis waar jy jou wennerstatus moet aanwend. En soos ek 'n waarde in God begin kry, soos wat ek 'n selfwaarde in God begin kry, soos wat my identiteit in Christus gevestig word, soos wat ek 'n selfwaarde in Christus begin kry, stabiel, begin ek 'n proses deurgaan waar daai selfwaarde, daai fondasie begin dien presies dieselfde doel as wat my ouers veronderstel was om te doen as hulle dit nie gedoen het. Hulle moes 'n fondasie neerlê van vertroue. Dit wat hulle sê moet hulle kan doen. Dit wat hulle verbaal uiter moet hulle ook waarnemend vir ons kan doen. En dis die kwaliteit wat Christus terugsit in ons lewe. Want ons kan God vertrou. Hy's betroubaar. Hy het homself oor en oor bewys. Nie almal sal noodwendig wil saamstem nie. Maar dit beteken nie dat God nie betroubaar is. Jou opinie as jy nie saamstem met wat ek sê nie, beteken nie noodwendig God is onbetroubaar. En soos ek hierdie dissipline struktuur begin verstaan, hierdie band van vertroue met myself, hierdie waarde wat ek kry in Christus, wat 'n band van vertroue met myself begin herstel, begin hy band van vertroue, selfvertroue word. My waardesisteem, my selfwaarde ontwikkel na selfvertroue. Ek kan myself begin vertrou. Selfvertroue beteken, ek raak al hoe meer onafhanklik van die opinies van dit wat mense van my sê. Wat mense van my dink, daai negatiewe afbreekende taal wat hulle versprei. Dit het nie meer 'n impak op my nie. Dit het nie meer 'n impak op my identiteit nie, want my identiteit sê, wie ek glo ek is dit wat Christus in my geopenbaar het. En soos wat ek en jy deur hierdie proses gaan met hierdie openbaring van selfvertroue, gaan ons oor in hierdie visieproses van ons begin aksies neem, ons begin sê, ons begin beweeg van punt A na punt B met my huwelik, van punt A na punt B met my ouers-kind verhouding, met my geestelike lewe, met my finansies. En hoe meer ek hierdie aksie begin neem van 'n visie, om iets te doen aan my situasie, omdat my identiteit in Christus gevestig is, begin hierdie selfvertroue al hoe meer omskakel in selfversekering. Dis 'n proses. Dis 'n lang proses. As ek en jy nie met die proses begin nie, gaan ons nooit uitkom by selfversekering nie. En die woord selfversekering sê, ek kan my eie oordeel vertrou in besluite. Dis wat dit sê. Ek het nie meer nodig om te luister na die opinies van wat mense hier buite het nie. Die negatiewe kritiek of invloed wat hulle op my lewe wil hê nie. My waarde in Christus, my identiteit in Christus, begin 'n vorm van dissipline teenoor myself. Dissipline om te sê, Andries, dink, maak jou emosies, Andries, dink, maak jou emosies rustig, kalm, voor jy optree, raak kalm. En daai dissipline wat ons onsself begin aanleer, begin ek al hoe meer selfvertroue kry, maar ek kan rustig wees.
wees. Ja, ek kan. Ek hoef nie meer rond te hardloop en my emosies te gebruik as 'n rigtinggewer sodat die wêreld soos vlakhase begin rondom my hardloop om my sin te kry. Nee, ek hoef nie mense te verdeel nie en verdeeldheid te saai nie. Ek moet mense lief hê soos ek myself lief het. Dis die opdrag. Want dis waar my behoefte na behoort vervul kom. En wanneer ek my eie oordeel kan vertrou en besluitneming selfversekerd is in my identiteit, gaan ek 'n huis bou wat mense sien wat hulle kan vertrou. Maar hier is my vraag, wanneer ek en jy hierdie waardesisteem oorskakel na selfvertroue, na selfversekering, dan kan God ons vertrou in ons besluitneming. Maar ek sien so baie mense wat sê, ek kry die inligting van God, ek neem Christus aan, ek kry kennis van God, net om stories te kan vertel en dalk bietjie ingelig te klink. Want ek kan God vertrou, want as ek 'n Christen is, dan kan ek God vertrou en ek kan vir God vra, Here, help hier met my kind en help daar met my finansies en help hier met my huwelik en help hier met my gesondheid en ek kan vir God vra. En weet jy wat? God is betroubaar. God is betroubaar. Hy gaan jou help. Maar kan God jou vertrou? Kan God jou besluitneming vertrou? Werk 'n verhouding nie van twee kante af nie. 'n Huwelik sê ons moet mekaar kan vertrou. Ons kan nie 'n voorwaardelike huwelik hê nie. Een maak al die besluite en die ander een moet net volg nie. Dis nie die beeld wat God gegee het nie. Ek wil vir 'n oomblik daaraan dink. God het homself oor en oor bewys oor die bestaan van die mensdom. Ons kan God vertrou. Kan God jou vertrou? Hoe wil jy met God jou help in jou huwelik? Hoe wil jy met God jou help met jou ouer-kind verhouding, jou finansies, as God jou nie kan vertrou daarmee nie? As jy jou finansies verniel het, of jou kind verniel het, of jou huwelik verniel het, en dan sê jy, Here, help my, waarmee moet God jou help? As God jou nie kan vertrou nie, want jy gaan tog net bly verniel. Is ek en jy nie die een wat in ons eie pad staan tot ons behoefte na behoort, om dit vervul te kry? Is dit nie dalk tyd dat ek en jy 'n bietjie meer na onsself begin kyk, as wat ons kyk na mense of na God, om alles vir ons te doen en stabiliteit te bring nie? Is dit dalk 'n openbaring vandag vir jou, om te kan besef, maar eintlik moet ek iets daaraan doen, en op om te verwag dat die wêreld of God iets daaraan moet doen? Want dit is in my, ek is 'n gebore wenner, ek haal asem, my hart klop. Niemand kan dit by my wegvat nie, behalwe ek self.